Ja, goeiemôre, groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus en dankie vir die voorreg wat julle vir my gee om 'n bietjie in God se woord in te gaan, 'n bietjie met julle te deel dit wat die Here op my hart gelê het hierdie laaste paar dae. En dis 'n besige tyd en dis iets wat ek regtig weet, ja, wat kan ek sê? Ou Megan het dit 'n paar dae terug en ons het 'n bietjie daaroor gesels as my dogter en dis so waar die woorde wat ons het, wat die Here vir ons gee, dit weet, met wie deel jy God se woord? Met wie deel jy jou insig? Partykeer net as 'n mens, nee, as 'n mens. Dan sit jy daar en jy wil iemand wys hoe om iets reg te maak of iets te plant dalk of weet, en daar kom hulle en dan sit hulle daar en hulle kyk jou maar net so blank, weet, staar hulle vir jou. Asof hulle nie weet waarvan jy praat nie, of hulle stel nie belang nie. Hoeveel keer gaan jy iemand reg help? Of gaan jy maar net op daai punt kom waar jy sê, weet jy, ek het probeer advies gee. Jy wil dit nie vat nie. Ek los dit en ek loop weg. En ek sal daai wat ek het, die insig en die leiding wat ek vir iemand kan gee, daai mentorskap wat ek vir iemand wil gee en kan gee en bereid is om te gee, sal ek dalk vir iemand gee wat dit wil hê. En dis wat die Here hierso vir ons wys in Matteus 7, nee. Matteus 7 het nou net vir jou gesê, jy moenie oordeel, want jy gaan geoordeel word. Hy sê, haal eers hy balk uit jou eie oog uit, voordat jy splinter. Dis maar net hoe jy iemand se situasie sien. En sê, jy kan nie sien as jou een oog heeltemal toe is nie, dan sien jy maar net deel van 'n prentjie, deel van die situasie waarin daai persoon hulle self vind. Dan kan jy na hulle toe gaan en sê, hey, waarmee is jy besig? Jy kan om te gaan bietjie reg help kan jy, maar ons mag nie oordeel nie. En dan kom Christus en hy sê vir ons net daarna, ek meen, is amazing, nommer 1, hy sê vir ons moenie oordeel en, maar dan direk daarna sê hy vir ons, moenie wat heilig is aan die honde gee nie. So hy sê nou net daarvan en hy sê oordeel en waaroor jy gaan en dit is daar waar hy ook vir iemand sê, as ek iets het, as ek inligting het, as ek insig het, as ek in hierdie geval is dit daai geestelike inligting wat ek en jy het, want ons praat met die Here en die Here praat met ons deur sy woord en ons gaan elke dag en ons spandeer tyd met God en God gee vir jou insig en hy gee vir jou wysheid en hy gee vir jou daai gees van onderskeiding ook. En dit is daai geestelike gawes wat die Here hierso vir sy disippels sê, hy sê, dit wat jy het, wees versigtig met wie jy dit wil deel. En hy sê vir ons daarso, hy sê, moenie wat heilig is. Jy's heilig. Jy is heilig, want God het jou heilig gemaak. Dis so eenvoudig soos dit, want God het jou heilig gemaak. Toe die dag wat jy jou lewe vir die Here gegee het, het hy sy gees binne in jou geplaas en hy het jou gees met sy gees geseël. En hy daai dag het hy vir jou gesê, jy is nou 'n heilige, afgesonderde volk. Jy is deel van daai en dit is daar waar hy sê, jy is heilig. Wees versigtig waar jy jouself vind. Wees versigtig waarna toe jy gaan. Wees versigtig wat jy jou ore toe spits, nee. Wees versigtig dit wat jy kyk. En dit is daar waar die Here met sy disippels praat ook en hy sê, wees versigtig met die inligting wat jy het en die waarde daarvan, want jy gaan nie aanhou met mense praat oor iets as hulle nie wil luister nie, nee. Ja, en hy sê vir ons, moenie wat heilig is aan die honde gee nie. En gooi julle parels nie voor die varke nie, sodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap en omdraai en julle verskeer nie. En dis baie keer wat die mense doen daar buite, nee. Hulle vat net daai klein bietjie inligting. Ek meen, hulle watch ons, hulle hou jou dop as 'n Christen. Hulle hou jy dink nie dalk te, maar jy sit daar in 'n teekamer, dalk by die werk, of daar in pouse by die skool, of jy sit maar net in 'n kar met iemand en jy ry werk toe en terug, of wat ook al, waar ook al jy jouself vind, nee. En die mense hou jou dop en jy praat oor die Here en jy praat oor daai liefde wat jy vir die Here het. En jy deel jou insig en jou evangelie en jou bekering met mense. En hulle hou jou dop en hulle luister en
Partykeer, maar hulle gaan nog steeds aan met hulle eie leefstyl, nie. En dan deel jy met hulle en jy gaan aan en jy hou aan en jy hou aan en jy hou aan. En dan doen jy iets wat net bietjie, jy raak kwaad vir iets. En ons weet nie wat dit mag wees nie. En dan vat hulle daai bietjie, hoeveel keer sê die mense, ja, jy sien, jy oordeel, nee, jy sê jy's 'n Christen, maar daar oordeel jy. En dit is daar waar die Here Jesus vir my en vir jou sê, wees versigtig met wie jy jou getuienis deel. Jou getuienis, dit is die pad wat jy gestap het, dit is die pad tot bekering wat jy gestap het saam met die Here. Dit is die ding wat, weet, mense sê vir jou so maklik om te sê, ja, maar ek was so. En as jy nie dit so gedoen het nie, dan is jy nie 'n Christen nie. Ja, maar ek was so. En selfs Christene onder mekaar, nê. Ons is geneig om mekaar af te breek. En want jy is nie soos ek gedoop nie. Jy is nie soos ek tot bekering gekom nie. Jy stap nie die pad wat ek stap nie. Ja, of course not. Want die Here het jou uniek geskape. Hy het jou uniek lief. Hy het elke een van ons lief, maar hy sê ek het jou geskape in die beeld, in my beeld. En die pad wat jy stap is uniek. Hoekom? Want jy is 'n unieke mens. Jy is uniek. En dis wat ons doen, ons breek mekaar af om te sê, ja maar. En dis nie wat die Here hierso vir my en vir jou sê nie, want al deel ons parels, deel ons wysheid en ons insig, en dit wat die Here met my en met jou gedeel het, ons deel dit met mense daar buite, net sodat hulle dit kan verdraai en teen ons gebruik. En as dit wel gebeur, mense, moenie moed opgee nie, moenie moed opgee nie, gaan terug na die Here toe. Gaan terug daar waar jy veilig is, daar waar jy skuiling het, daar waar jy jouself kan vind. Want ons is geneig om so maklik mekaar af te breek, nee. En dan lag ons vir mekaar en ons voel goed oor myself, want ek het jou afgebreek. En die persoon wat seer gekry het, ons gaan aan. Ons los daai persoon. En dit is daar waar ons ook as geestelike broeders en susters met mekaar moet uitreik om te sê, ja, ek weet jy het geval, ek weet jy het 'n toon gestamp, ek weet jy het in hierdie situasie nie reg opgetree nie, maar die Here bly lief vir jou, hy bly lief vir jou. Dit beteken nie jy is weg van die Here af nie. Hoekom? Want dit is die woord van die Here sê vir ons, daar is niks wat ons kan skei van die liefde van die Here af nie. Niks nie. Dan gaan hy aan daarso in Matteus 7 en hy sê vir ons, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Dit is so wonderlike insig wat die Here hierso gee. Nommer 1, oordeel nie, want met daai selfde oordeel gaan die Here jou vir my en vir jou oordeel, nie. Maar dan weet hy, ons gaan mense probeer reghelp uit 'n situasie uit waar hulle self vasgekeer is. Hy weet dit, maar hy sê ook vir my en vir jou, wees versigtig met wie jy daai kosbare woord, jou getuienis, jou hart, wees versigtig vir wie jy jou hart gaan leen. Want daai persoon gaan jou vertrap. Daai persoon gaan jou eie woorde teen jou begin draai. En dit is daar waar hy sê, wat moet ons in daai situasie doen? Bid, kom terug na die Here toe, bid, vra vir insig, vra vir wysheid, vra vir 'n manier wat jy mense kan help, dat hulle die waarheid sal sien. Onthou, die waarheid is al wat ons het, die liefde van die Here is die waarheid. En dit is dit wat die Here van my en vir jou verwag, om dit met hulle te deel. En Petrus later hierso in 1 Petrus 3, hy sê dit so mooi vir ons, nee so. Hy sê vir ons, maar heilig die Here God in julle harte. In julle harte. Dis waar dit begin, nee. En wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat julle rekenskap eis. En dit is die mense daar buite, dit is ons familie, ons vriende, die Christene, almal wat van iets van jou eis, nee. Want hulle sien dit in jou, hulle sien die leefstyl wat jy leef, hulle sien die vrede en die vreugde wat jy het, hulle sien die blydskap waarmee jy deur elke dag gaan, hulle sien, al sukkel jy het nog steeds vrede in jou hart, al sukkel jy het nog steeds blydskap in jou hart, en hulle wil iets van dit hê.
Hulle wil dit hê, want hulle weet, hulle soek dit in die wêreld en die wêreld gee dit nie vir hulle nie. Hulle soek dit daar buite waar niks vir hulle daai vrede wat jy het kan gee nie. En dis wat Petrus hierso vir ons sê, hy sê vir ons daar, wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is. Omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees, met behoud van 'n goeie gewete, sodat in die saak waarin hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle beskaam mag word wat julle goeie lewenswandel in Christus belaster. Want dit is beter as die wil van God dit eis, dat julle ly wanneer julle goed doen, as wanneer julle kwaad doen. En dit is hier waar Petrus vat dit wat die Here met hulle bespreek het as disippels, toe hulle in daai pad saam met die Here gestap het, hulle onthou dit hierso en hy sê, mense gaan na jou toe kom en sê, hey, wat het jy? Ek soek dit wat jy het, ek soek dit, ek wil dit hê, dan deel jy dit met hulle, en dan gaan hulle uit in die wêreld in, jy deel die waarheid, jy deel die Here se liefde, jy deel die blydskap en die vreugde en die vrede, jy deel die hoop wat jy het met mense, en dan vertrap hulle dit, en hulle verdraai dit, en hulle sê, ja, maar jou lewenstyl is nie 100% volgens die woord van God nie. Jy maak foute, kyk daar, hy maak 'n fout daar, sy maak 'n fout daar, sy doen dit, sy sê dit, en dan sê die woord van die Here, laat dit maar so wees. Hoekom? Want die hoop wat jy het is ver groter. Die waarheid wat binne in jou is ver beter as die waarheid wat die wêreld vir ons probeer verkondig. Want daar gaan ons nie vrede vind nie. Daar gaan ons nie die hoopvolle toekoms hê nie. Daar gaan ons nie die liefde ervaar wat die Here Jesus vir my en vir jou het. Daai liefde wat binne in ons harte is, daai hoop wat ons hier binne in ons bære. Wat Petrus daar begin en sê, maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid. Wees altyd bereid. Maar begin daar waar heilig die Here God, sy woord, sy waarheid, sy liefde binne in ons harte. Dit is daar waar dit begin. En dan bid jy en jy vra en jy klop totdat die Here vir jou daai antwoord gee wat jy nodig het. Wat is dit? Dis die gees van onderskeiding wat die Here Jesus vir my en vir jou gee, sodat ons altyd opreg sal optree, altyd in die waarheid sal wandel, nee. En ek los julle met dit vir hierdie week, en so, mense, deel die woord van die Here, deel jou blydskap, deel dit, maar as jy sien, die mense soek dit nie, dan kan ons maar net met ons leefstyl aangaan, om die Here te verheerlik deur hoe ons lewe. En as mense na ons toe kom en vra, dan met ons 'n verantwoordelikheid om dit met hulle te deel, sodat hulle kan sien ons hoop kom nie van hierdie wêreld af nie, nee. So mag jy 'n geseënde week hê. Mag die Here Jesus se liefde deur jou skyn, so helder soos wat kan kom, sodat mense na jou toe sal kom en jy met vryheid en oortuiging met hulle sal deel. Maar wees versigtig. Ek bid God dat God vir jou gees van onderskeiding sal gee, sodat jy sal weet wanneer om met mense te deel. Maar moenie bang wees, moenie dat dit jou afsit nie. Deel dit, wees vry. Vrylik het jy ontvang en vrylik gaan jy dit gee, nee. Want die Here is lief vir jou en hy is lief vir almal, en hy wil deur jou werk in hierdie week wat kom. So ja, mag jy 'n geseënde, wonderlike week hê. Mag die Here jou ryklik seën, jou huwelik, jou verhoudings by die huis, jou verhoudings in jou familie. En mag hy jou besigheid ook seën, sodat jy 'n seën vir almal daar buite mag wees. Ek bid dit vir jou en jou huisgesin, in Jesus naam. En as die Here se wil is, dan praat ons weer volgende week. So wees bly. En ek groet jou vandag in Jesus naam. Amen.